aanbid. En dan kom die interessante, die mooie ook van hierdie teks. Aan die einde van die diens word die gelowige deur die priester opgeroep om al die goeie dinge uit die hand van die Here te geniet, as ook sy hele huishouding, die leviete en ook die vreemdelinge in hulle midde. Het is fantasties dat hierdie teks sê, geniet dit, geniet die lewe. Deurdat hierdie geloofsbelijdenis, hierdie kernstukkie geloofsbelijdenis, in die konteks van die oesdankfees geplaas word, word die hier en die nou die konkrete plek van 'n autentieke godservaring. Dus dit is ook nie vreemd dat die herinnering aan dit wat God in die geskiedenis aan ander gedoen het, aan die einde van die teks verander word in 'n jy. Hier gaan dit dus ook oor wat jy as persoon self van God beleef. Daar moet dus nie net sprake wees van oorgelewerde dade van God nie, maar dit moet 'n belydenis word van my ervaring, van 'n selfervaring van God. So dit wat ander beleef het deur die geskiedenis moet deel van jou godservaring ook word. Ons het onlangs Kersfees gevier, waar ons nagedink het oor die geboorteverhaal, die geboorte van Jesus. Het is eintlik skrikwekkend om te dink dat ons vandag al by 1 Februarie is, en oor 2 maande vier ons alweer Pasen. So ons begin onsself eintlik al rig op die Paastyd. Komende uit die Kerstyd, dink ons al aan die Paastyd. Het is in die midde van Kersfees, besig op pad na Pasen, kan ons ook saam met Oud-Israel bely, dat God inderdaad 'n God is, wat bevry en wat troos. In ons eie lewe hier en nou, vandag, kan ons ook iets van God se bevryding en troos ervaar, te midde van die geraas en die gewoel rondom ons. Deuteronomium 26, liewe gemeente, broers en susters, wil ons ook vandag in 'n gelowige lewenshouding inlei, wat in woord en in daad sigbaar word. Sodat ons kan sê, ek glo in God, maar dit moet ek ook met my dade kan wys. Ons moet kan wys dat ons nie aan onsself behoort, maar aan God. En daarom praat ons in die kerk van geloofsbelijdenis doen, geloofsbelijdenis aflê. Nie net geloofsbelijdenis opsê. Ons maak soos Israel van ouds. In Israel het jy met jou mandjie, met allerlei vrugte in die hand aangekom, het voor die altaar neergesit, opgekyk en gesê, dit het God vir my gedoen. Hierdie mandjie vrugte sê dat ek 'n slaaf in Egipte was, niks werd, klein. Maar God het my hier daarvandaan gebring na 'n land wat oorloop van melk en honing. Hier kan ek nou die eerstelinge bring van die vrugte van die land wat U my gegee het. En dit is ook, gemeente, waartoe hierdie teks ons wil bring, dat ons ook, soos Oud-Israel dit gedoen het, ons dit ook vandag doen. Daarom wil ek graag hierdie oordeenking afsluit met 'n geloofsbelijdenis. Maar 'n geloofsbelijdenis soos verwoord deur die digteres Lina Spies. Ek lees dit aan u voor. Ek glo in die skepende God van die wordende heelal, wie se naam te heilig was om uit te spreek. Jahwe, die God van Israel, wat 'n vader geword het
vir Jesus van Nasaret, die wonderskone boodskapper van die onmoontlike liefde, deur wie God my Vader, maar ook my moeder is. Ek glo in die Heilige Gees, wat mense in alle tye inspireer, tot werke, wat die stempel dra van die ewige. Ek glo in die Heilige Gees, wat mense in alle tye inspireer tot werke, wat die stempel dra van die ewige. Ek glo dat omdat ek lewe, ek aan alle lewendes sorg en deernis verskuldig is. En ek glo dat as ek sterf, ek opgeneem sal word in die durende siklus van vernuwing en verval, en dat die lewe triomfeer in elke geboortekreet, omdat die lewe magtiger is as die dood. Amen. Kom sluit ons oë in gebed. God, U ken ons en U deurgrond ons. U weet wat ons swakhede en tekortkominge is. En daarom hoef ons nie voor U 'n front voor te hou nie. Daarom kan ons bid tot U. Kan ons bid vir mense, arm en klein, vir almal wat geen stem het nie, vir mense na wie niemand luister nie, vir mense wat uitgerangeer is deur die sisteem, vir mense wat gebuk gaan onder skuldgevoelens en angs. Ons bid vir mense wat ly in 'n wêreld vol onreg, haat en pyn, en dat hulle U sal ervaar as 'n God wat vergewing skenk, as 'n God wat ook ruimte vir hulle gee. O Here, dink aan U beloftes, en ons pleit dat U dit ook vervul in ons lewens. Waar ons swak is, gee vir ons krag. Waar ons verward is, gee vir ons leiding. Waar ons ontsteld is, gee vir ons troos. En waar ons dood was, bring vir ons die lewe. Weg van U af, o Here, is ons niks. Maar in en met U kan ons alle dinge doen. Amen. Goeiemôre almal. Prof Alfonso, dankie vir vanoggend se boodskap. Ek dink dit is baie belangrik vir ons om te weet of dit nou goed of sleg in die wêreld dat ons onsself diensbaar stel vir ons gemeenskap. Kerk, skool, maak nie saak waar ons is nie. So is iets wat ek nou hier uitvat in die preek. Dan wil ek net sê ons het koekies wat ons weer verkoop vanoggend en ons gaan almal lekker tee drink. Dan wil ek ook net sê die advertentiebord hier voor die pad as jy met die linksdraai reg voor die kerk gaan ons 'n nuwe advertentiebord opsit met die kerk se leen en tye en al daai tipe van goed. Aan die onderkant is daar spasie vir besighede om advertensiespasie te hê. So ons gaan R1000 vra as iemand dalk weet van 'n besigheid of self 'n besigheid het. Gaan ons dit in die kerk se rekening kan betaal vir R1000. Daar's so 6 of 7 plekke het ek en Justus gekyk. So as jy van iemand weet, ons sal dit waardeer as dit ons kan help om 'n nuwe bord daarop te sit. Dan wil ek ook net almal herinner, die 15de Maart, as Jaco Strydom weer preek, dan gaan ons weer gemeente ete hou hier agter. Dit gaan weer, ek was nou nie by die vorige een gewees, maar ek hoor dit was baie lekker. So ons gaan weer potjie kos maak. Jy hoef net dieselfde bring en 'n drinkdingetjie. Ons voorsien die kos en alles. Jaco gaan ook daai dag nagmaal doen en hy gaan ook na die tyd saam met ons eet wat hy het gesê. So nooi asseblief julle vriende en familie die 15de Maart, skryf dit in 'n dagboek.
Ons hou weer 'n lekker gemeente ete. Dankie. Ons gaan 'n lied sing, lied 433, strofes 1 tot 3, en ek vra graag vir u of u kan staan terwyl ons dit sing. Lied 433, 1 tot 3. Al 3 strofes. So die eerste 2 woorde van elke strofe is 2 lang note, die ander nie. Goed? Liewe broers en susters, ek groet u graag met die volgende seën, ook uit die boek Deuteronomium uit hoofstuk 33. Daar is niemand soos God nie. Hy ry deur die hemel om jou te kom help. In sy majesteit ry hy op die wolke. Die ewige God is 'n skuilplek. Sy arms is altyd onder jou. Amen.